baie welkom by hierdie laaste oggend van Inspireer, vanoggend, Saterdagoggend. Ag en ek hoop jy het soos ouer gewoonte bietjie later geslaap. Maar ons gaan vanoggend praat oor die laaste belofte hierdie week, wat ons oor gesels. En dit is Johannes 3 vers 36. In die Nuwe Lewende Vertaling klink hy so. Hy sê, wie aanhou glo in die Seun, wie is die Seun? Die Seun is Jesus. Wie aanhou glo in Jesus, het nou reeds die ewige lewe. Wie egter aan die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie ervaar nie, maar die oordeel van God rus op hom. Nou die belofte in hierdie gedeelte is die ewige lewe. As jy glo in Jesus, het jy die ewige lewe, maar daar is tog 'n voorwaarde van gehoorsaamheid. Hy beloof ons die ewige lewe deur geloof in Christus, en geloof in Christus vind sy gestalte in gehoorsaamheid. En ons het nodig om dit te hoor vanmôre. Met ander woorde, ek is gehoorsaam aan die een in wie ek glo. So as Jesus vir jou sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand, en jy moet jou naaste lief hê soos jouself, en ons doen dit, dan glo ons mos in hom, want ons doen wat hy sê. Ons glo in dit wat hy sê. Nou daarom kom Jesus by die Fariseërs, en hy sê vir hulle die volgende, in Johannes 8 vers 44, hy sê, julle het die duiwel as vader, en die wil van julle vader wil julle doen. So as ons die wil van die duiwel doen, dan glo ons mos in die duiwel. Maar as ons die wil van Jesus doen, is die bewys dat ons in hom glo. En dan is die belofte die ewige lewe. So mag die Here jou net vat, en jy hierdie, wanneer jy doen en gehoorsaam is aan Jesus se woorde, sê dit dat jy 'n verhouding met hom het, en in daardie verhouding vind jy die ewige lewe. So ek hoop, hierdie beloftes hierdie week van God was vir jou waardevol. Kom ons bid saam. Onse Vader, dankie dat ons hierdie week op hierdie Saterdagoggend kan afsluit met hierdie wonderlike belofte dat as ons in Jesus glo, het ons die ewige lewe. Mag ons net wys dat ons in U glo, deur gehoorsaam te wees. In Jesus naam. Amen. Blessings vir jou, en ek vertrou jy het baat gevind uit hierdie week se beloftes.